'n stilstaande klankbron S bring klank met 'n frekwensie van 170 Hz voort. 'n luisteraar L in 'n motor wat teen 'n konstante spoed van 12 meter per sekonde na hierdie bron beweeg, neem die frekwensie van die klank as X Hz waar. Neem die spoed van klank in lug as 340 meter per sekonde. Stel die Doppler-effek in woorde. Dit is die verandering in frekwensie of toonhoogte van die klank waargeneem deur 'n luisteraar, omdat die klankbron en die luisteraar verskillende snelhede relatief tot die medium van klankvoortplanting het. Vir 1 punt. Sal die waargenome frekwensie toeneem, afneem of dieselfde bly indien die konstante spoed van die motor wat na die klankbron beweeg groter as 12 meter per sekonde is? Nou die korrekte antwoord is die frekwensie gaan toeneem. Hier is jou vergelyking en jy weet die klankbron staan stil. Met ander woorde, die snelheid van die klankbron is 0. En jy weet ook die twee beweeg na mekaar toe, die afstand word kleiner, met ander woorde ons verwag 'n hoër frekwensie, so ons moet daardie twee waardes bymekaar tel, want jou breuk moet groter wees as 1. So as ons dit herskryf, dan lyk dit soos volg. Ons sit tans met 'n snelheid van 12 meter per sekonde en dis wat ons daarin vervang. As ons nou 'n groter waarde daarin vervang, beteken dit dat die waargenome frekwensie gaan toeneem. Vir nog 'n punt. Sal die waargenome frekwensie toeneem, afneem of dieselfde bly indien die klank wat deur die bron voortgebring word harder is? Die korrekte antwoord is dit gaan dieselfde bly. Onthou, die hardheid word bepaal deur die amplitude van die klankgolf. Dit het niks te maak met frekwensie nie. Hier kan jy duidelik die verskil sien tussen 'n sagte klank en 'n harde klank. Die frekwensies is presies dieselfde. Die enigste verskil is die grootte van die amplitude. 'n harder klank het 'n groter amplitude en 'n sagter klank het 'n kleiner of 'n laer amplitude. Die frekwensie van die klankbron word verander. Die luisteraar beweeg nou na die stilstaande klankbron toe teen 'n konstante spoed van 24 meter per sekonde. Die waargenome frekwensie is steeds X Hz. Vir 6 punte, bereken die nuwe frekwensie van die klankbron. Die oorspronklike spoed van die luisteraar was 12 meter per sekonde. En dit is nou verhoog na 24 meter per sekonde toe. Die aanvanklike frekwensie van die bron was 170 Hz. Ons moet nou die nuwe frekwensie moet ons bereken. Ons weet wel dat FL in beide gevalle konstant gebly het. Kom ons bereken FL. Ons weet die spoed van klank is 340 en ons het die oorspronklike spoed van die luisteraar, dis 12 meter per sekonde, gedeel deur 340, maal met Fs, en onthou Fs was 170 Hz aanvanklik, dis vir ons gegee, so dit gee vir ons die waargenome frekwensie deur die luisteraar as 176 Hz. En ons weet nou hierdie waarde gaan konstant bly, so ons kan nou die nuwe frekwensie van die bron bereken. FL bly 176 wat ons sopas bereken het, en dit is gelyk aan 340 plus die nuwe spoed, dis 24 gedeel deur 340, en dit maal ons met die nuwe frekwensie van die bron, met ander woorde, dit gee vir ons 164,40 Hz. X, Y en Z is absorpsiespektra.
B en R stel die blou en rooi eindpunte van die spektra voor. Spektrum X toon die absorpsielyne van lig vanaf die son. Vir 3 punte. Watter spektrum toon die absorpsielyne van lig vanaf 'n ander ster wat weg van die aarde af beweeg? Kies uit X, Y of Z. Verduidelik die antwoord. Die korrekte antwoord is Y. Wanneer 'n ster weg van die aarde af beweeg, vind 'n rooi verskuiwing plaas. Die golflengte van die lig word langer en die absorpsielyne verskuif na regs.